Ons gaan ons Bybels oopmaak by Romeine 14 en Johannes 14. As ons Bybels oop het, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees. Here, ons kom hier by een na 'n week waarin dit dalk woes gegaan het in ons lewens. Ons kom hier by een as mense wat net een groot behoefte het en dit is om regtig u teenwoordigheid te ervaar. Ons is hier by een om die stem van u Gees te hoor deur u woord. Daarom bid ons, Here, dat u self hierdie woorde u woorde sal maak. U ken ons omstandighede, u weet van hartseer en bekommernis in ons lewens, maar u weet ook van vreugde en blydskap en u weet presies waar ons vanoggend op ons lewensreis is. U weet wat ons nodig het. Daarom bid ons, Here, dat ons hier wees, nie net by die kerk wees sal wees nie, maar dat ons sal beleef en sal ervaar dat ons in die teenwoordigheid van die lewende God is. Dankie dat ons u kon loof en kon prys. Dankie dat ons u nou kan aanbid as Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons nou die Bybel kan oopmaak en daaruit kan lees. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons gaan twee gedeeltes saam lees. Die eerste gedeelte kom uit Johannes 14. Ons lees vers 1 tot vers 6. Ek lees die 2020 vertaling. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En dan lees ons die vers wat ons verlede week ook gelees het uit Romeine 14 vers 8. As ons leef ons immers vir die Here. En as ons sterf, sterf ons vir die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ek het net nou verwys na die Pinksterreeks waarmee ons besig is. En die tema vir die reeks is my enigste troos. My enigste troos. Verlede Sondag het ons afgeskop deur te praat oor my enigste troos in hierdie lewe. Wat ons nodig het om as gelowiges hier te leef. Vandag my enigste troos in sterwe. Volgende Sondag, ek behoort aan Jesus Christus. 1 Junie, hy pas my op. En dan die 8de Junie, ek leef met hoofletters onder beheer van sy Gees. My enigste troos in hierdie lewe. My enigste troos in sterwe. Ek het 'n idee dat die dood die mensdom se grootste vyand is. Nie net die mensdom se vyand nie. Alles en almal wat leef op aarde se vyand nommer 1. En as jy vanoggend hier sit en jy's dood eerlik, dan sal jy met my saamstem. Dis die kosbaarste ding wat jy het, wat jy gaan verloor as die dood in jou lewe intree. En dit is jou lewe. Jy kan dit nie ontsnap nie. Ons kan dit uitstel, maar op die ou end is dit onafwendbaar. So seker as wat jy leef en so seker as wat ek leef, so seker gaan ons sterf. Elke sekonde
wat vanoggend verbytik, is 'n sekonde wat jou nader bring aan daardie dag. Van die dag van jou geboorte af. En uit 'n menslike oogpunt beteken dit mos onsekerheid en vrees en verlies en afskeid. Dit bring die einde aan iets wat onvervangbaar is. Lewe. Dis finaal. Dis soos 'n punt aan die einde van 'n sin. Of is dit? Is dit? As jy al te doen gekry het met die dood van iemand wat baie spesiaal was in jou lewe, dan sal jy verstaan dat die dood die manier het om 'n mens in jou spore te stop. Skielik is dit asof tyd gaan stil staan. En asof niks anders meer saak maak nie. Daardie oomblik word ons as dit ware in 'n mens se geheue ingebrand. Ek onthou vanoggend nog presies waar ek en Annie was toe my skoonpa oorlede is. Pick n Pay Ferry Glen, Hypermark, by die ry trollies, toe my selfoon lui. En ek onthou waar ek was toe my eie pa oorlede is. In 'n motor in Kuibergweg in Milnerton in die Kaap, op pad Bloubergstrand toe. Die dood het die manier om ons te stop, om die lewe tot stilstand te bring, om ons pyn en seer en rou te laat ervaar. Dit bring vrae, dit bring waar ons, en dit kan selfs jou geloof steel. Dis soos wat iemand gesê het, dis soos om met Google Maps op jou foon iewers heen te ry, en skielik verloor jou selfoon sy sein. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie. Vir daai oomblik weet jy nie waar jy vandaan kom nie, en jy weet ook nie waarheen jy op pad is nie. Jy is heel verdwaal. Jy is heel verdwaal. Miskien is dit hoekom ons nie graag oor die dood praat nie. Hoekom ons nie daaroor dink nie. Hoekom ons dit eintlik uit ons lewens uitgeskuif het. Hou jy lank gelede hoe 'n begrafnis gehou is teenoor dit vandag is? Kort, eenvoudig. 'n Dankdiens met die teologie en as dit klaar en dan gaan die lewe aan. En tog staan die dood soos 'n groot reus voor elkeen van ons. En hier is die vraag. As die dood so deel van ons lewens is, wat nou? Hoe dink ons daaroor? Wat maak ons daarmee? Is dit regtig die einde van lewe? Die antwoord op hierdie vraag vind ons in die Pinkstertema. My enigste troos in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. En onthou jy mos die teks wat ek verlede week gelees het en wat ek vanoggend weer vir jou gelees het, Romeine 14 vers 8, waar Paulus aan die woord is en sê, as ons leef, leef ons vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir die Here. Of ons leef en of ons sterf, ons behoort aan die Here. Vriende, dit is 'n ongelooflike kernwaarheid wat jy vanoggend moet vasvat en vir jouself moet toeëien. Want dit maak as dit ware die deur oop oor hoe ons oor die dood moet dink en hoe ons moet glo en hoe ons moet leef. Dit laat Jesus se eie woorde aan Martha by Lazarus se dood in ons ore weer klink. Johannes 11 vers 25 tot 26. Wanneer Martha vir Jesus sê, maar Here, as u hier was, sou hy nie gesterf het nie. Dan sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, kyk mooi, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Sien jy mooi wat Jesus oor die groot vyand sê?
Hoor jy hoe hy vir Martha troos en vir haar sê, dis nie die einde nie. Geloof in die opgestane Here Jesus Christus. Help ons verstaan, help ons beleef dat die dood 'n deurgang is. 'n Deurgang na 'n wonderlike ewige lewe waar God koning is. Hoe weet ek dit? Wel, ons het dit mos saam gelees in Johannes 14, nie waar nie. En dis deel van die groot troos wat jy en ek het as ons sê dat ons in Christus sterf, as ons sterf wanneer ons aan hom behoort. Want Johannes 14 is Jesus self aan die praat, en hy troos self sy disippels, wanneer hy vir hulle sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Waar begin dit? Johannes 13 vers 33 vertel hy vir sy disippels dat hy weggaan. En uit hulle reaksie kan 'n mens agterkom dat hulle ontsteld was. Hy sê, my kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. En lees 'n mens dan Johannes 14 vers 1, dan sê hy vir hulle, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Mens sou dit kon omskryf met die woorde, hou aan my vas. En is interessant dat dieselfde Griekse woord gebruik word om Jesus se hartseer en ontsteltenis mee te beskryf by die graf van Lazarus as wat hier gebruik word. Hy sien die hartseer en die skok van hierdie mense as hy vir hulle sê dat hy weggaan. En dit gaan nie by hom verby nie. Hy troos hulle. Nie net vir hulle nie, ook vir jou en vir my. Op 2 maniere. Hy sê in Johannes 14 vers 2 tot 3, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Kyk mooi wat staan daar. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Ek gaan om jou plek gereed te maak. En as jou plek gereed is, sê Jesus, kom ek jou en bring ek jou na waar ek is. As ek hierdie woorde lees, dan dink ek altyd aan my ouma se gastekamer by die strandhuis. Altyd toegestaan, is altyd donker, dus mag jy daar ingegaan het nie. Maar wanneer sy gaste ontvang het, is die deur oopgemaak en dis afgestof en die gordyne is oopgetrek en daar's blomme op die spieelkas gesit, sodat hierdie gaste regtig welkom gevoel het, soos eregaste gevoel het. Dis die prentjie wat ek in my kop het wanneer Jesus hier sê, ek gaan 'n plek gereed maak. En as jou plek reg is, dan kom ek jou haal. Verstaan jy die troos as jy aan hom behoort? Wanneer jy jou laaste asem hier uitblaas, is jou volgende asemteug by hom in sy nuwe wêreld. Maar Jesus gaan 'n stap verder in Johannes 14 vers 6, wanneer hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Dis aangrypende woorde nie waar nie, dat Jesus self op pad na die kruis, op pad om te sterf, vir sy disippels sê, ek is die een wat nie net die pad na die toekoms is nie. Ek is die toekoms. Ek is die pad. Ek kom jou nie net haal nie, ek gaan saam met jou wees, tree vir tree, op hierdie onbekende pad. Dit waaroor jy wonder, dit waarvoor jy dalk bang is. En dis ons troos. Die feit dat ons wat glo kan sê dat ons aan hom behoort. Dat ons wat glo kan sê, maar ons weet, daar is vir ons 'n plek, ander kant hierdie lewe. Die feit dat ons kan bely en kan sê, ons weet, ons verlosser, hy wat aan die kruis gesterf het, dis mos wat Paulus in Romeine 14 vers 9 gesê het, dis waarvoor Jesus gekom het, is om vir gelowiges te kom sê, hierdie is nie die einde nie. Ek is die pad, ek is die deurgang.
wat meer is. Vir hom is dit nie 'n vreemde pad nie, want hy het die pad reeds gestap. Hy is die gids, hy is die een wat die pad ken, wat jou by die hand gaan vat, en my by die hand gaan vat, en ons gaan deurlei na sy nuwe wêreld. Vriende, en dan is die dood mos nie die einde nie. Dan is dit 'n deurgang na God se nuwe wêreld. Dan is dit 'n deurgang na nuwe lewe, hoofletter lewe, deurgang na die plek waar God self koning is. Deurgang na die plek van vreugde en blydskap en voorspoed en geluk. So anders as wat baie mense in hierdie wêreld tans die lewe ervaar. En as jy my nie glo nie, blaai saam met my na Openbaring 21 vers 1 tot 7. Want daar kry Johannes die opdrag om die volgende neer te skryf. En dan skryf hy: Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak, soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit het gesê: Kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê: Skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê: Dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water, verniet. Wie oorwin, sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Aangrypend, nie waar nie? God se nuwe wêreld. Die plek waar jy en ek, wat bely dat ons in Jesus Christus glo, gaan voortleef. 'n Wêreld sonder trane en frustrasie en pyn en dood. Dis so asof die Here vir Johannes sê: Johannes, hier's 'n venster, maar voor die venster hang 'n gordyn. Trek die gordyn net so op 'n skreefie weg en kyk deur hierdie venster om te sien wat aan die ander kant is, sodat jy kan sien wat wag as jy in my glo. En het jy mooi gekyk wat daar staan? Die Vader van die troon af sê: Dit is afgehandel. Dit is klaar. Dit bestaan reeds. Dit het reeds gebeur. Hoe troos dit ons vanoggend? Wel, ek dink die vooruitsig van lewe, hoofletter lewe, ander kant hierdie lewe, as jy en ek bely dat ons in Jesus Christus glo, is waarskynlik die grootste troos wat jy en ek kan hê. En daarom is ons enigste troos in sterwe die feit dat ons aan Jesus behoort. Hoe troos dit jou oor jou eie lewe en hoe troos dit jou oor die mense naby aan jou? Wel, die antwoord is geloof. Geloof in Jesus Christus. Wie in hom glo, sal lewe, al het hy gesterf. En as jy en ek vanoggend sê, ons behoort aan die Here, dan weet ons mos dat hy ons troos is. Dan weet ons mos dat hy ons kom haal. Dan weet ons mos en glo ons mos dat hy ons sal deurlei na sy nuwe wêreld wat reeds bestaan. En dan is die dood nie finaal nie.
dan is dit nie die punt aan die einde van 'n sin nie. Dan is dit 'n deurgang na God se wonderlike nuwe wêreld. Dis mos wat Jesus vir Martha gesê het, onthou jy? Johannes 14 vers 26. Elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Elkeen wat leef en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf nie. Dis troos. Dis troos. Is jy bereid om hom op sy woord te neem? Is jy bereid om die Here wat dit self gesê het, op sy woord te neem? En as jy dit doen, dan gebeur daar 'n wonderwerk. Dan word jou grootste vyand eintlik jou vriend. Van dan is die dood nie die einde nie. Dis 'n deurgang na God se nuwe wêreld. Vriende, en as ons dit glo, al is dit sukkelend en stotterend en stamelend, dan kom Paulus en hy skryf in Romeine 8 en hy sê, daar is niks in hierdie wêreld wat dit van jou kan wegvat nie. Hoor wat skryf hy in Romeine 8 vers 35 tot 39. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskrywe staan, terwille van ons, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. En dan hierdie aangrypende woorde, vers 37. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Glo jy dit? Glo jy dit? Bekende filosoof John Drummond Burns het op sy sterfbed die volgende gesê nadat hy baie lank siek was. Die stryd is verby. Nou gaan ek leef. Nou gaan ek leef. Dis die getuienis van iemand wat geweet het dat sy troos in die dood in Jesus Christus is. Wat is ons enigste troos in sterwe? Dis die feit dat jy en ek aan Jesus Christus behoort. Amen. Daar's geleentheid vir stil gebed en dan gaan Peer vir ons die geloofsbelijdenis sing. En ek wil jou vanoggend uitnooi om terwyl jy so in stilte daar sit vir die Here te sê, dankie dat ek aan U behoort. En dankie dat ek weet dat my troos ook in die dood van 'n geliefde by U en in U is. Sê dit vir hom in stil gebed en dan gaan ons opnuut luister na die geloofsbelijdenis. Vergeet van Peer wat sing, luister na die woorde. Eien dit vir jouself toe. Ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die opstanding van die dooies. Ek glo in die ewige lewe. Eers geleentheid vir stil gebed en dan sing Peer vir ons die geloofsbelijdenis, terwyl julle net so bly sit. Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy engebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit Maagd Maria.
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Volgende week, ek behoort aan Jesus Christus. Is dit waar van jou lewe? Ek lees in die week dat die nuutste statistiek sê 83,5% mense in ons land assosieer hulle met die Christendom. Assosieer jy jouself met Christus of behoort jy aan Christus? Daar's 'n baie groot verskil. Baie groot verskil. Volgende week praat ons daaroor. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here gaan voor jou wees om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here gaan agter jou wees om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here gaan langs jou wees om jou in sy arms toe te vou. Die Here gaan onder jou wees om jou op te tel as jy val. Die Here gaan bokant jou wees om jou te seën. Die Here gaan deur sy gees binne in jou wees om jou te lei en te inspireer om as sy kind te leef. Die Here seën jou. Amen.